Goeiemôre. Ek het nou al langer as 'n maand moes wag om hierdie getuienis van my te bring. Ek wil eers seker maak dat dit die waarheid is en dat ek regtig sonder pyn is. Desember was die kinders hier en ons het heerlik gekuier en die kleintjies en die mense het maar 'n bietjie stres en jy het maar oortree met die eetery. Ek weet net, toe nuwe jaar aanbreek, die 1 Januarie, het ek so pyn gehad, dit was so geweldig seer. En ek het vir 2 weke in die bed gebly. Ek kon nie opstaan nie, ek kon net nie aangaan nie. Ek het gedink ek gaan dood van die pyn. Dit was ongelooflik. Nou, ek het mos laas geskryf, toe ek so baie pyn gehad het, het ek dit met julle gedeel en ek glo van julle het vir my gebid, dalk almal. En ek weet my man het vir my gebid. En ek het self gebid ook. Ek het so met die Here geworstel. Hoekom het ek hierdie siekte 2de keer gekry? En die Here moet my gesond maak. Ek het hom gesmeek en gesoek, wat ek het weer eens vir die duiwel gesê, al sterf ek aan hierdie siekte, ek weet die Here kan gesond maak. En toe, in die 2 weke, toe praat die Here met my en hy sê vir my, dat 'n mens jou liggaam moet oppas, gees, siel en liggaam. En ek het wou die begrip van dit hê, ek wou hê die Here moes my help, ek het hom so gevra om my te help. En ek het bietjie op gaan lees oor jou siel en jou gees en jou liggaam om op te pas. En dit is so Bybels om dit so te doen. En ek was oorgewig gewees, heel wat oorgewig. Ek het 97 kilogram geweeg. So ek het swaar gekry met die gewig ook. En ek het gebid en gevra, Here, wys vir my 'n plan hoe ek kan werk om my gees, siel en liggaam gesond te kry. En ek het net geglo, die Here sal vir my help met dit. En ek het, my seun het vir my 'n studie wat Harvard Universiteit doen. Hulle het gesê, hulle is die enigstes wat nou 'n studie doen daaroor, en dis nog in die eksperiment fase. Maar ek sal moet alle stysel, alle suiker, alle goed wat produkte en goed wat suur veroorsaak, sal ek moet uitsny. En ek het besluit, Here, U moet my help, laat ek dit regkry, want ek is maar swak as dit kom by die eetery. En ek het gebid, die Here moet my sy blydskap in my uitstort, ten spyte van hoe ek voel, dat ek sy vreugde kan ervaar, en dat die Here my moet help, my gees vir my moet wys, as daar iets in my gees is. Nou, ek bely altyd, dit is nie vir my probleem om te bely nie, as die Heilige Gees iets uitwys, bely ek dit. So ek het hierdie pad met die Here geloop weer, en daar kom, die Here het net vir my gewys, gedurig deur kom daar goed in ons lewens, wat ons, jy weet wat gaan vassit in ons binnekant, en dis goed wat ons siek maak, en dat stres en dat bekommernis en hierdie goed nie deel van ons lewe moet wees nie, dat ons hom moet vertrou, en dit is so maklik gesê, maar om dit regtig te doen, en ook nie toe te laat dat negatiewe goed in ons binneste gaan vassit nie. Daar gebeur altyd goed, wat trauma in ons lewe wil veroorsaak, en wat hartseer wil veroorsaak, en wat bekommernis en goed in ons wil laat veroorsaak. En die Here sê vir my, maar ek moet daai pakkies vir hom gee. Dis waarvoor Jesus gesterf het, om hierdie goed te dra. Ons moet in geloof na hom toe kom en dit by sy voete neersit. En ek het op my knieë gegaan en ek het dit bely en ek het vir die Here regtig gesê, hy moet my help. En die skrif wat ek gekry het, in stil wees en vertroue, lê jou krag. En ek was regtig stil oor dit. Ek het nie met niemand daaroor gepraat nie. En ek het begin reg eet, en ek het begin gesien hoe skit ek die gewig af. So, as ek oorgewig is, ek weet nie of dit verander so is nie, maar dan voel dit vir my asof ek nie 'n oorwinnaar is nie.
asof ek faal in hierdie opsig van my lewe. En ek het begin gewig verloor, ek weeg nou 84, so ek is besig om steeds om te verloor. Dit gaan stadig, maar die Here is tevrede, ek glo hy is tevrede daarmee. Maar so het Januarie gekom en Januarie het gegaan. En hier oor Februarie, die einde Januarie, Februarie, toe begin ek voel, maar ek het nie pyn nie. En saam met die nie pyn nie, wou ek regtig weet of ek nie pyn het nie, en ek het die pynpille begin neersit, een vir een begin minder maak, en ek het laas vertel die trauma set, hoe ongelooflike onttrekkingssimptome mens kry met dit, as jy dit wil los, want ek het 6 van hulle gedrink in die oggend en in die aand, en dan het ek nog 'n ander pynpil wat so stoupyn is, het ek gedrink, ook 6 op 'n dag. So die pynpille was vir my baie erg, en dan het ek 'n ongelooflike sterk bloeddrukpil moes drink. En weet jy, ek begin dit los, en ek vat my bloeddruk, voor ek die pille drink, en ek sien maar my bloeddruk is laag. En kort wil ek omkap. Dis hoekom ek my bloeddruk meet, en my bloeddruk is te laag, en ek los toe die bloeddrukpil. En almal sê, jy kan dit nie sommer net los nie, maar ek besluit, Here, as U my aangeraak het, sal my bloeddruk ook reg wees. En ek begin die pynpille los, en later drink ek net 1 in die aand as ek gaan slaap. Maar julle, ek het nie 'n onttrekkingssimptoom van 'n uur oud nie. En so los ek die pille, en ek staan op in die oggende, en ek skud my bene, en ek beweeg my arms, en ek buk, en al hierdie goed, en ek het niks pyn nie, soos in niks pyn nie. En dis vir my so awesome, en ek besluit, Here, ek is synig om dit vir iemand te vertel, om dit te bely. Ek gaan doodseker maak ek is gesond. Want ek wil ook nie hê mense moet sê, o ja, sy was laas keer ook gesond, 15 jaar terug, en toe het sy weer siek geword nie. Ek glo vandag met my hele hart, dat as ek laas keer toe ek siek geword het, gebly het by die goed wat die Here vir my gewys het daartoe. Hy het ook vir my gewys, gesond eet en hierdie goed, maar om een of ander rede het ek my nie daaraan gesteer nie. En ek het maar weer geëet soos wat ek wou, ek het my weer oorwerk, ek het maar weer besluit, jy weet, laks geraak, en om te let dat ek nie gestres is nie, en dat daar nie trauma is nie, en jy weet, om die goed te verwerk wat met 'n mens gebeur. So in al hierdie goed het ek slaap gelê, en ek het weer siek geword. Nou wil ek so graag, en ek bid, en ek vra julle moet saam my bid, dat ek sal bly bewus wees van dit wat die Here met my gedeel het. Want anders is dit ongehoorsaamheid, en die Here wil hê ons moet ongehoorsaam wees nie. In elk geval, so het die genesing gebly, vasgebly, en verlede Sondag, toe gee ek getuienis in die gemeente, en ek sê, die Here het my gesond gemaak. En toe ek by die huis kom, toe bel iemand my, en hy sê, hy weet van iemand wat ook fibromyalgia het, en hy wil graag my getuienis met daai mens deel. En ek sit toe met 'n worstelstryd, en ek dink, Here, ek weet wat vir my werk dalk nie vir 'n ander mens nie. Moet ek stil bly daaroor? Het ek nou 'n fout gemaak? Want ek was ook half, het ek agtergekom, baie keer as mens iets bely, dan val die vyand jou aan op dit. Maar so het Maandag gekom en Dinsdag gekom, en ek het steeds nie pyn gevoel nie. En toe sit ek met dit in my, moet ek hierdie getuienis deel met ander. En nou vanoggend deel ek dit, sodat miskien kan jy dit volg. Jy het niks om te verloor nie. As jy in pyn was soos wat ek was, sou enige iets gedoen het. En ek het ook probeer om enige iets te doen, om van hierdie pyn ontslae te raak. Maar nou wil ek dit deel vanoggend. Ek wil hê jy, as dit met jou kan gebeur ook, en as dit wat ek gedoen het vir jou ook kan werk,
wil ek dit nie vir myself hou nie, wil ek dit deel vanoggend met jou, en wil ek hê jy moet dit ook doen. Probeer dit en kyk of dit werk. Ek hou van dit om eenvoudig te eet. Ek sal elke dag dieselfde goed eet as ek moet. Maar ek weet daar's ander opsies, gesonde opsies wat jy vir jou lekker kossies kan maak en miskien het jy finansies om dit te kan doen en jy kan dit regtig vir jou aangename ervaring maak. Ek eet in die oggende, as ek wakker word, eet ek 'n piesang, dan eet ek appels of watter vrugte ek ook al kry en dan sal ek eet grondboontjie botter as ek lus raak. Ek is baie lief vir grondboontjie botter, so ek eet dit, is gesond. Sal ek 'n lepel vol daarvan vat, partykeer smeer ek dit op my piesang, en dan eet ek 6 eiers op 'n dag. Hardgekookte eiers, ek eet 3 in die loop van die oggend, en dan eet ek 3 in die aande, namiddag. As jy kan vas, en hierdie keto vas doen, sal jy vinniger gewig verloor, maar dis nie waar dit vir my gegaan het nie. Hulle sê dis gesond, en ek het nou al probeer, maar ek is 'n softie, ek kry dit nie so lekker reg nie. So, ek eet, dis wat ek eet op 'n dag, en dan sal ek hoender eet, as ek hoender gaar maak. Dan stap ek elke dag. Ons het 'n baie groot swembad. Die swembad dis nie 'n groot huisie nie, maar die swembad is amper so groot soos die huis, so ek stap om hom 100 keer, ek probeer 100 keer doen elke keer. Ek voel soveel beter van ek hierdie goed doen. Julle het nie 'n idee nie. En dan hou ek my gees gevoed met die woord en met geestelike goed wat ek kyk. Ek kan nie vir jou sê vanoggend hoe goed voel ek nie. In die genade, die groot genade, dat die Here my 'n tweede keer aangeraak het van hierdie ongelooflike, verskriklike siekte. Want regtig, dit is, as hulle vir jou gesê het, jy het 'n siekte, en jy gaan oor 'n maand doodgaan of so, dit vir my gevoel, dis nie so erg, soos om hierdie siekte te moet dra nie. Want jy het pyn elke dag van jou lewe gehad. Daar was nie 'n oomblik wat jy nie pyn gehad het nie. Met al daai pille en goed in die begin het ek 24 pille moes drink elke dag. En vir my om te dink, en as ek huil, dan huil ek van blydskap. Ek is so... Party mense lag, party mense, ek huil, want dit raak my so diep. Dat die Here my van al daai pille verlos het, van daai pynpille, en ek het nie onttrekkings gehad of niks nie. Is so awesome vir my. En dat hy my help om te volhou by hierdie eetery van my. Ek weet vanoggend, ons dien 'n groot en 'n almagtige God. En ek weet vanoggend, wat hy vir my gedoen het, kan hy vir elke ander mens doen. Loop jou pad met die Here. Laat niks vir jou te groot wees om te gee en te offer en op te gee vir die vrede van die Here in jou lewe. Want saam met die gesondheid, saam met die niks pyn hê nie, saam met hierdie goed, kom 'n diep verhouding met die Here. Dis so 'n salige, wonderlike gevoel in my diepste wese. So spesiale iets wat saam met dit gekom het. En elke dag is vir my soos 'n oorwinning. En elke dag is vir my amazing. Omdat ek weet die Here het my gehelp. En om te weet ek is gesond. Ek het nie gedink ek gaan ooit weer gesond word nie. Want fibromyalgia, sê hulle vir jou, is 'n siekte wat net gaan erger word en erger word. En reumatoïde artritis en osteoartritis en al hierdie goed, en lupus en al hierdie goed wat saam met dit loop, wat baie van ons dra. Dit is siektes wat jou aan die einde van jou lewe
jou lewe gaan kos, maar voor hy jou lewe kos, gaan jy in ellende wees. Dit gaan nie 'n goeie einde wees nie. En jy loop met hierdie ding in jou, van Here, elke dag is vir jou 'n stryd, elke dag is vir jou so moeilik. Net om op te staan en iets te doen. Jy kry mos goeie dae tussenin, maar hulle is so skaars en so, jy moet soveel rus en soveel jou oppas om by dit uit te kom. Ek pas myself op van nou af, dis me time. Ek rus as ek voel my liggaam het rus nodig. Ek luister na my lyf nou. En ek hoor as hy vir my sê, ek het rus nodig. Ek wil jou bemoedig vanoggend. Die Here is die groot geneesheer. Partykeer, soos met my nou, was dit net iets wat ek van my kant af moes doen. Maar dit is so min, en ek glo met my hele hart, elke gebed wat die vir my gebid is, het gehelp en bygedra tot my genesing. Daaroor deel ek dit met jou vanoggend. En ek moet 'n glimlag gee, laat jy kan sien hoe goed voel ek. Regtig julle, ek het nie pyn nie. Dit was so erg geweest, die pyn. En dis weg. Ek het nie meer pyn nie. Elke dag as ek opstaan is vir my soos 'n wonderwerk, sonder pyn. En ek weet, jy dink ook in jou gedagtes, dalk as jy sit met dit, of met watter siekte ook al, daar's nie uitkoms nie, gaan dit help, en jy is siek vir al hierdie pille wat jy moet drink. Moenie net opstaan en dit los nie. Die Here sê ons kan hom toets aan sy beloftes, en kyk of hy 'n waarmaker van sy woord is, en dis absoluut wat ek gedoen het. Ek het die Here getoets, ek gesê, Here, ek gaan so los, en so los, en so los hierdie pille, en ek gaan so eet, en kyk voel ek beter, kyk voel ek beter, kyk voel ek beter, tot ek opgestaan het, en ek niks pyn gevoel het nie, en dit was soos 'n deurbraak vir my. So kom na jou toe vanoggend, as jy dit wil probeer, ek wees bly saam met my vir wat die Here vir my gedoen het, en as jy wil dit toepas, en ook wil probeer, ek deel dit met jou, jy het niks om te verloor nie. Miskien kan jy net baat daarby. En ek prys die Here dat ek dit vanoggend met jou kan deel. Ek prys die Here dat ek die voorreg het om dit met jou te deel vanoggend. En ek bid dat die Here jou sal seën. En dat jy ook sal skryf en sê, die Here het hierdie groot ding in jou lewe gedoen vir jou. Laat dit met jou goed gaan. Ek bid die Here se seën oor jou af. Dierbare Here Jesus, dankie dat U so goed was vir my. Here, maar ek wil dit nie alleen vir myself toeëien nie. Here, ek wil dit deel met elke vrou wat vanmôre hierna luister. Elke een wat in pyn sit, elke een wat in siekte sit. Here, wat dit ook al kan wees, ons het soveel getuienisse, Here, van mense wat U gesond gemaak het en genees het, en vir wie U deurbrake gegee het. En ek kom vanmôre in geloof, en ek bid my gebed vir hulle, Here. Ek bid dat almal wat hierna kyk en dit lees, ook sal bid vir ander mense, wat so siek is en so seer het, Here. En ek wil vra dat ons in opregtheid, Here, kom ons na U toe vanmôre, en ons vra dat U daardie deurboorde hande van U op hulle sal lê. Daardie hande wat sê, ek het hierdie goed deurgegaan en hierdie lyding gehad, en al hierdie sonde en siektes en goed op my geneem, sodat jy kan vry wees daarvan. Bid ek voor vanmôre, Here, en ek vra, U is die kenner van elke hart, van elke mens, Here, dat U ook wonderwerke in ander se lewe sal doen, Here. Ek kan U nooit beloon of nooit vir U betaal of vergoed, Here, vir dit wat U vir my gedoen het nie, maar wat ek kan doen, Here, in my eenvoud en in my niks wees voor U aangesig, Here, kan ek gehoorsaam wees aan U woord, en kan ek U loof en prys en dankie sê vir dit wat U vir my gedoen het.
Ek gee elke een wat siek is, Here, wat seer het, in u hande, Here, oor, en ek vra dat u hulle sal gesond maak. In jou vyand, ek bid dat jou kloue van ons mense sal afhaal, en dat ek spreek mense vry vanmôre in die gees, sodat Here julle gesond kan maak, in Jesus naam, bid ek dit en ek sê vir u dankie daarvoor. Amen. Lief vir jou, al ken ek jou dalk nie. Ek voel een met elkeen wat siek is, want ek weet en ek ken hoe pyn voel. Ek weet, ek het dit aan my lyf gevoel, aan my gees en aan my siel gevoel. En ek wens dit vir niemand toe nie. Dankie in Jesus naam dat jy my vertra het.